Goeiemôre en baie welkom. So, jy sien ek sit hier tussen die banke en ek gaan vir jou boodskap hier uit die kerkgebou uitbring. Verlede week se direkte uitsending van die erediens het ons in die steek gelaat want die internet het nie lekker gewerk nie. So groot verskoning daarvoor as jy een van ons gereelde intekenare is in die preek kyk. Dit het nou verlede week ons in die steek gelaat. Vir oggend is ook die kerssangdiens tydens die oggenddiens in Bloubergstrand, so ons kan nie dit lewendig uitsaai nie en daarom kry jy dan nou verlede week se boodskap wat deel is van ons reeks oor miskien meer obskure interessante figure in die Nuwe Testament karakters waarvan ons nie altyd bewus is nie. En ek hoop dit beteken vir jou ook iets. Ons gaan 'n oomblik neem en bid ons saam. En daarna gaan ek vir ons lees uit Handelinge 18. Okay, kom bid saam met my. Ag Here, u woord is altyd wonderlik. En ons vra dat u vir elkeen van ons wat hier aan deelneem, iets sal oopbreek, iets sal bevestig, iets in ons harte sal toevertrou. Ons vertrou u daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So ek gaan 'n bietjie gesels uit die hele hoofstuk van Handelinge, maar gaan vir jou die eerste 11 verse lees, Handelinge 18. Die opskrif wat gegee is Paulus in Korinthe. Daarna het Paulus Athene verlaat en na Korinthe gegaan. Daar het hy 'n Jood met die naam Aquila aangetref, 'n boerling van Pontus wat kort tevore saam met sy vrou Priscilla daar aangekom het uit Italië. Omdat Claudius, hy was die Caesar op daai stadium, die keiser, beveel het dat alle Jode Rome moes verlaat. Paulus het na hulle gegaan en omdat hy dieselfde ambag as hulle beoefen het, hulle was immers tentmakers van beroep, het hy by hulle gebly en saam met hulle gewerk. Elke Sabbat het hy in die sinagoge geredeneer en probeer om Jode sowel as Grieke te oortuig. Toe Silas en Timotheus van Macedonië af daar aangekom het, het Paulus hom op die verkondiging toegespits en teenoor die Jode getuig dat Jesus die Christus is. Maar omdat hulle aangehou het om hom teen te staan en om lasterlike dinge te sê, het hy die stof van sy klere afgeskit en vir hulle gesê, julle bloed is op julle eie kop, sonder skuld daaraan sal ek van nou af na die heidene gaan. Hy is toe daarvandaan weg, het na die huis gegaan van 'n man met die naam Titius Justus, wat God vereer het. Sy huis was langs die sinagoge. Crispus, die leier van die sinagoge, het saam met sy hele huis tot geloof in die Here gekom. Ook baie van die Korintiërs wat hom gehoor het gelowig geword en is gedoop. Die Here het een nag deur 'n visioen vir Paulus gesê, moenie bang wees nie, maar hou aan praat en moenie stil bly nie. Ek is immers met jou en niemand sal 'n vinger op jou lê om jou kwaad aan te doen nie, want in hierdie stad is daar baie mense wat aan my behoort. Paulus het 'n jaar en 6 maande lank daar gebly en hulle in die woord van God onderrig. Ek lees nou net tot so ver, maar gaan vir jou nou vertel wat later gebeur. So ek wil maar jou attent maak op die stories van die mense in hierdie hoofstuk. Natuurlik is die hoofkarakter Paulus, maar die meer verbloemde karakters en dis 'n hele klomp name. Die eerste wat ek natuurlik wil uitlig is Aquila en Priscilla. Daar's 'n klomp ander mense se name wat ook genoem word. Maar daar's ook gemeentestories. Hierdie is op 'n groot manier die storie van die gemeente in Korinthe, Handelinge 18. En dan is daar ook die gemeentestories van Romeine, Tessalonisense en selfs Efesiërs aan die einde van die hoofstuk hierin verskyn. So ek gaan sommer nou al vir jou vra, dink sommer aan jou eie geloofstorie, jou eie geloofsverhaal en hoe die temas wat ek gaan uitlig miskien aansluit by hierdie individue en gemeentes se stories. Paulus is aan die einde van sy tweede sendingreis en hy beweeg van Athene. Jy kan nou in hoofstuk 17 gaan lees wat gebeur in Athene. Daar's 'n moeilikheid waar Paulus beweeg na Korinthe. En Korinthe lê op 'n baie belangrike handelsroete. Julle, dit was 'n rolplek. Volgens alle aanduidings, historiese bronne en so natuurlik 'n hawe stad.
daar was idiome in daai tyd wat sê, as iemand nou regtig 'n bekleierige ou was, of soos 'n lijfwag wat kan sy man staan, dan word daar vir hom verwys as 'n regte Korinteër. En 'n vrou van die nag is ook verwys na 'n Korintiese vrou. En julle weet nou dalk dat die groot tempel van Afrodite of Venus in daardie tyd in Korinte gesetel was. So Paulus is 'n morele Jood wat geskok is deur die dinge wat hy vind en ondervind in Korinte. En tog ontvou hier 'n baie mooi gemeentestorie wanneer hy hulle van die Here Jesus vertel. So hy volg hierdie patroon, hy volg altyd dieselfde patroon meestal as hy in 'n plek kom. As hy op 'n nuwe plek kom, dan gaan hy op die Sabbatdag na die sinagoge. As daar nie 'n sinagoge is nie, dan gaan hy daar waar die Jode bymekaar kom, gewoonlik langs riviere of water, en dan vertel hy vir hulle dat Jesus die Messias is, die Christus. En hy bewys dit met sy uitvoerige opvoeding uit natuurlik Oud-testamentiese geskrifte. En dan is daar gewoonlik gemengde reaksie. Daar's mense wat tot geloof kom, mense wat gedoop word, maar daar's ook mense wat vir hom baie kwaad word. Op party plekke is daar oproerigheid, en in meeste van die gevalle is daar 'n manier, in hierdie geval verskyn die Here self aan Paulus, waarop God vir Paulus verseker van God se teenwoordigheid, verseker van God se meelewing, verseker van God se samewerking. Wat eintlik amazing is, ek bedoel, hierdie is op 'n groter manier God se storie. En ons sluit by God aan in God se storie, maar Paulus kry hier die versekering, Paulus, hierdie is jou storie, en Jesus is by jou. Jesus gaan saam met jou, hou aan met praat, en dan gaan hy aan. Die eerste mense wat hy hier teekom, en hier wil ek die klem op hulle plaas. Vir my is hulle die inspirasie van hierdie hoofstuk. Dis 'n pragtige prentjie, en ek hoop is vir jou ook inspirerend. 'n Jood met die naam Aquila en sy vrou Priscilla of Prissa, 'n getroude paartjie. Hulle was dalk reeds Christene, en dit wys hoe ver en wyd en op watter maniere het die boodskap van Jesus al versprei, maar dit kan ook wees dat Paulus hulle van Jesus vertel het. Priscilla en Aquila word 6 keer in die Nuwe Testament genoem. Eintlik is dit baie. As jy nou dink aan karakters wat ons nie goed ken nie, 6 keer is genoeg om jou aandag te vestig op hulle en om te vra wie's hulle en wat het hulle gedoen. 4 van die 6 keer word Priscilla se naam eerste genoem, wat vreemd is binne die patriargale kultuur. Hulle was Jode van Rome, tentmakers, eintlik maar leerwerkers. Tente was net deel van die werk wat hulle gedoen het, selfs as Paulus. Die Prissa familie was 'n belangrike familie in daai tyd, honderde jare, so 300 jaar rondom Paulus se tyd in Rome. En dit kan wees dat dit die rede is hoekom Priscilla se naam se verkleinde vorm van Prissa eerste genoem word. Sy sou na alle waarskynlikheid geleerdheid gehad het, selfs as 'n vrou, as deel van hierdie familie. Maar daardie keiser sê die Jode moet Rome verlaat, ook as in ons lees in geskiedskrywing daarvan, as gevolg van die Christusjode sê hulle. Lyk my daar was oproerigheid in die sinagoges in Rome. So in die jaar 49 gaan verlaat 'n klomp van die Jode Rome, maar hulle keer weer rondom 54 terug, baie van hulle, nadat Nero daai wet herroep. Nou, Paulus byvoorbeeld stuur groete van hulle, dit beteken hulle saam met hom in 1 Korintiërs 16. Hy stuur groete aan hulle in Romeine 16. En Romeine 16 is wonderlik as jy daai medewerkers van Paulus wil gaan bekyk. Hy sê in Romeine 16, hulle het hulle lewe gewaag ter wille van hom. En hy praat ook van hulle in 2 Timoteus 4. En hier is nou die eerste tema, wat ek so graag wil hê jy moet raak hoor, is hierdie ding van vriendskap. Ons het nou verlede week mooi gehoor by Tinus, mens hoef nie van almal te hou nie. Christelike naaste liefde beteken nie, jy hou van almal. Daar is mense van wie jy nie hou nie. Maar hier is nou so 'n ander prentjie, van die vriendskap, ja, eers tussen hierdie getroude paartjie, Aquila en Priscilla, en hulle vriendskap met Paulus. En dit bevestig aan ons dat daar is tog sommige mense van wie mens baie hou. Mense wat jou geloofsvriende word.
As jy iemand het om saam mee kerk toe te gaan, saam mee te aanbid, saam mee te bid, saam jou geestelike reis te deel, dan is jy besonder geseën. En eintlik moet jy net dit hoor vandag. En vir die Here daarvoor dankie sê. Nou is daar nog mense in die storie. Titius Justus, hy klink meer soos iemand van heidense afkoms, om hulle uitdrukking nou te gebruik, 'n proseliet. Crispus, die hoof van die sinagoge, net toe Paulus sê, nou klaar met die Jode geredeneer, hy skud die stof van hom af, toe die hoof van die sinagoge ook in die prentjie, en dit maak vir ons duidelik wat in Korinthe gebeur. Hier was 'n besondere vermenging van mense van Joodse afkoms, met al daai tradisie en kultuur en geloof, wat op 'n spesifieke manier daar uitspeel, plus mense uit Griekse afkoms, heidense afkoms, wat 'n verskeidenheid van allerlei godsdienste en kultuurpraktyke sou beoefen het. En hierdie is die tweede tema wat jy moet hoor. Hierdie prentjie van verskeidenheid moet vir jou mooi wees. Ek hoop jy hoor, dis mooi. Die kerk in die eerste 3 eeue was glad nie so gestel op hiërargie en orde is natuurlik belangrik, maar die orde het tot uitdrukking gekom in die eenheid in die verskeidenheid. Hier is oud en jonk, vrou en man, almal wat aangegryp is deur die boodskap van Jesus, neem hier aandeel en almal is welkom. Jy gaan nou nog name hoor as ek verder praat en gaan byvoeg by hierdie prentjie van verskeidenheid. As jy nou die tema op jouself aan toepassing maak, hoop ek jy hoor ook hier iets, en ek glimlag hieroor, ek lag hieroor, want julle weet ons kan baie keer in die kerk ook, en verskillende kerke met mekaar verskil. Kan julle onthou het ons al beklei oor klere draag in kerke? Of oor watter musiek nou ideaal is om die Here mee te aanbid, watter instrumente, presies wat is sonde, en op watter manier mag mense sondig en nie sondig nie, verkieslik in die kerk. In ons gemeente hier in Bloubergstrand giggel ons deesdae lekker, omdat hier 'n verskeidenheid van mense is, wat die kontraste verteenwoordig van die wat in die Kaap groot geword het, en hier gebore is en hier woon, en die inkommers van die noorde. In ons gemeente het ons jonk en oud families wat verskillend lyk. Ons het 'n totale verskeidenheid van families en gesinne, in allerlei samestellings. Ons het mense met verskillende politieke en teologiese idees, want weet jy, die algoritme op jou foon waarmee jy nuus kry, lyk anders as die ou wat langs jou sit in die kerk sing. So vir verskillende idees. En tog hoor ek iets in hierdie teks wat sê, die verskeidenheid is oukei. Dis deel van die skoonheid. Goed, terug na Paulus. Paulus bly 18 maande in Korinthe. 18 maande in die huis van Priscilla en Aquila en Paulus, hulle saam. Mens weet nie wie was dalk nog daar nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek sal min of meer net met my eie suster 18 maande in 'n huis kan bly, en dan sal dit ook maar moeilik gaan. Mense het anders geleef, hulle het kleiner spasies gehad, maar dit sê iets van hierdie goeie verhouding wat hulle met mekaar het. Nie net 'n werksverhouding nie, maar 'n vriendskapsverhouding, 'n geloofsverhouding. En in hierdie tyd wat hy in Korinthe bly, skryf hy die eerste brief aan die Tessalonisense, skryf hy die brief aan die Romeine. Dis my 'n ongelooflike idee. Ek hoop jy ken die brief van die Romeine. Ek bedoel, dit is op soveel maniere die hartklop van Paulus se teologie. En hy stuur 'n vrou met die naam Phoebe na al die gemeentes om die brief van die Romeine af te lewer. Nou is daar groot probleme in die gemeente van Korinthe nadat hy pad gee. As jy nou verder lees in hoofstuk 18, dan gaan jy sien hulle vertrek na Efese. En hierdie gemeente in Korinthe stuur 'n brief met vrae na Paulus in Efese. En daai brief word deur 'n vrou met die naam Chloe en haar mense afgelewer. En hulle stry dan oor leierskap, oor moraliteit, oor reg en verkeerd en oor verdeeldheid. En Paulus spreek die Korinthe baie streng aan oor verdeeldheid. Nou wil ek gou vir jou 'n paar verse lees uit 1 Korintiërs 1. En hier moet jy nou sien, dit is dan wat interessant is, né? Handelinge wys vir ons wat gebeur. En dan as jy die briewe saam lees, dan sien jy wat gebeur in Paulus se hart en in sy teologie.
rondom hierdie goed. Hoor wat sê hy vir hierdie gemeente in Korinthe oor verdeeldheid in hoofstuk 1 vers 10. Ek pleit by julle in die naam van ons Here Jesus Christus dat julle almal eensstemmig sal wees en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. Ek is deur Chloe se mense ingelig dat daar twiste onder julle is. Wat ek bedoel is dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, of ek is van Apollos, of ek is van Cephas, Petrus, of ek is van Christus. Is Christus verdeel? Paulus is tog nie vir julle gekruisig nie? Of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek afgesien van Crispus en Gaius nie een van julle gedoop het nie, sodat niemand kan sê dat julle in my naam gedoop is nie. Ek het wel die huisgesin van Stefanas gedoop, maar verder weet ek nie van iemand anders wat ek gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie van sy krag ontneem word nie. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Julle, nie eers die doop, bring 'n einde aan verdeeldheid nie. Net die kruis van Christus. Paulus plaas nie homself in die middel van hierdie storie nie. Hy sê, maak nie saak wie jou gedoop het hê. Eenheid kom uit die sterwe en opstanding van Christus. En dit is die derde tema wat jy moet hoor vanmôre. As jy eensgesindheid soek met 'n medegelowige, begin daar. Moenie begin by die randsake nie, soek na die eensgesindheid in die kruis van Christus. Nou die afloop van die storie, ons nou amper klaar, Priscilla en Aquila bly in Efese. Okay, so Paulus, as jy die hoofstuk klaar lees, sal jy sien, Paulus en Priscilla en Aquila en ander, hulle gaan na Efese en Paulus vertrek dan nog verder. Maar Priscilla en Aquila bly in Efese en hulle onderrig vir Apollos. Daar word dan nou vir ons vertel van hierdie charismatiese prediking, vuurige prediker, wat na alle waarskynlikheid 'n jong man was in Jerusalem in die dae van Johannes die Doper, terwyl Johannes die Doper dan gewys het na Christus, maar nou het hy die volle omvang van die evangelie nog verstaan nie, en dit is so mooi om te sien, Priscilla en Aquila is dan die twee wat hom nie net een kant neem nie, maar letterlik een kant neem in huis neem en tyd neem, om met hom hierdie goed deur te praat en hoe hulle mekaar onderrig. En dan, daar is genoeg rede om die spekulasies aan aandag te gee. Dit maak vir ons sin dat Priscilla, dit is nie bewys nie, en ek kan vir jou redes gee hoekom ek deelneem aan die spekulasie, as genoeg redes, dit is nie bewys nie, maar Priscilla, Aquila en Apollos, terwyl hulle in Efese is dan in daai gemeente, lyk dit vir die geleerdes asof hulle die brief aan die Hebreërs saamstel. Is dit nie wonderlik? Ok, so ek wil maar net weer vir jou die 3 temas uitlig. As jy Handelinge 18 lees, gaan lees asseblief die hele hoofstuk. My hoop vir jou is dat jy ook geloofsvriende sal hê. En dat jy ook 'n geloofsvriend sal wees vir iemand. Dat jy kan deelneem aan hierdie geseënde prentjie van saam op reis wees. Hou aan soek. Kom soek maar hier by ons as jy geloofsvriende soek. Verskeidenheid is altyd goed, al is dit nie altyd maklik nie. Mense moet ook van ons verskil. En jy moet van mense verskil. Maar ons eenheid en die rede vir ons aanbidding en ons saam wees, vind ons in die kruis van Christus. En dit is die boodskap van Handelinge 18 en die storie van Priscilla en Aquila. Ek gaan gou vir oulaas vir ons bid. Ag Here, ja, ek is sommer dankbaar vir hierdie woorde, dankbaar vir die woord, dankbaar vir die geloofsvriende in my lewe, en in wie se lewe ek ook teenwoordig mag wees, en ek bid vir elkeen wat nou luister en deelneem, dat hulle iemand sal hê, 'n persoon, ergens, wat saam met hulle op reis is, en van wie hulle voel,
Hulle kan miskien saam op reis wees. Dankie Here vir geloofsmense wat ook van my verskil. Dankie dat U ons leer wat dit is om kerk te wees, eenheid in verskeidenheid. En dankie Here Jesus dat U die prys betaal het. En dat U die dood oorwin het, sodat ons werklik kan een wees en kan glo in hierdie eenheid wat U vir ons bewerk het. Mag het so wees, Here, dat ons gemeente en alle ander kerke ook so wees, een in Christus, sodat die wêreld kan glo. Soos U self gebid het. Amen. Ek groet jou. Mag jy 'n geseënde week hê hier vanuit die NG Kerk Bloubergstrand. Bye.